Hallo Jonathan, hier's take 2. How you doing, good? Ja, goed. Ons het nou enetjie opgeneem en ons toets hom nou met die aircon, ons is 'n bietjie warm gekry nou, né? Ja, nee, hy was So ons wil eintlik nou maar net kyk Ja. of die aircon 'n invloed het. Maar daar kom hier nou 'n nugget hier uit. So ons kan dit nie weggooi nie. Nee, sal hom So ons gaan moet hou. Net weer sê, ons koffie is baie lekker en wat ek nou van hou is Dylan sê hy het geconvert. Ja, Hy gaan nou didn't nie meer take net tee long. drink nie. Maar sien, hy is net gewoond aan mag ek koffie se name noem? Koffie, maar goed. Nou het ons die goeie goed. En ek moet nou nie my gesig frons as ek koffie drink soos ou Jan Spies nie, né? So ja, hier is ons weer, ons toets hom met die aircon, ons klank bietjie hoor. Dis vir ons lekker om oor die woord te gesels. Ons staaf nou klaar voorgestel. Tinus is nog steeds nie hier nie. Nee. Ja, ons sal Hy ons is wag nog vir hom, by die hy gaan werk. dit doen. Maar hy gaan nou deur 'n tydjie. Hy sal self vertel. Sy vrou Lisa wat saam met ons in die bediening is, sy is Seattle toe. Hulle dogter kraam. Eerste kleintjie is op pad en ons bid vir hulle. Ek weet dit sal goed gaan daar. Ons kan nie wag om die foto's te sien nie. Mooi billetjie. Dis mos 'n seentjie, né? I believe sy is. Ja, dis 'n seentjie. En dit gaan net lekker wees. En dan is Tinus, oupa. Kan jy dit nou oor vertel? Julle gaan nie kan wag om hom te ontmoet nie, Tiny. Soos nou gesê het. So ja, ons het volgende jaar ook, ek wou net eintlik nou nog klaar gepraat het Dylan oor die Warrior Bride vir die naweek. Ons praat daaroor. Nou die naweek het ons Warrior Bride, kom ek kyk na die advertensie, ek het hom hierso. Hy het so 'n bietjie verander want een plek het toe nou gesê ons mag dit nou nie daar aanbied nie. Ek gaan nou nie die kerk se naam noem nie, want hulle doen nie openbaring nie. So nou het 'n ander plek vir ons nou die plekkie gegee. Kom ons kyk gou waar is my advertensie hierso. Kom ek gaan na die WhatsApp Warrior Bride groep toe. Ons het 'n Warrior Bride groep, as jy wil join, laat weet ons sit jy op die groep, dan kan jy sien wat ons doen. Daai is hy nou. So nou Saterdag 18 Oktober van 9:00 die oggend tot 4:00 die middag, hang natuurlik af wat die Heilige Gees doen. Dit kan ook 'n bietjie langer aanhou. Jy is ons kontakpersone vir Adel en Izine. Izine 064-657-4406 of vir Adel 079-507-4284 en dit word by die NG Kerkgronde 954 Pierneefstraat, Valeria, Pretoria, R100 per persoon. Vra julle geld? Ja, want ons moet vir jou ete gee. Of jy kan jou eie kos gaan koop. Hierdie is vir die kos, hoor. For lunch, beverage will be included. Daar sê. So, Warrior Bride, Prophetic End Time Teachings, The Bride of Christ. Ons fokus baie op die bruid van Christus. Jonathan, terwyl jy iets sê oor die bruid nie, want ek gaan gou Tinus se boek uithaal. Ja, nee. I mean, we are. There's the bride of Christ, and I really believe that the bride of Christ seeks Him. We go through our life in a process of sanctification. It's a process, but we need to really make sure that we seek Him so that we are the bride, not just guests. Ja, ek wil nou dat dit Markus 16 is, met ons vingers daar. Nou Tinus het 'n boek geskryf en almal bid kliphard dat my boek ook nou moet klaar kry. Wat ek net skryf vir die 7 kerke. Alright, ek het soveel boekies wat ek wil skryf, maar in elk geval. En hierdie is 'n baie mooi boek. As jy nou op hierdie Warrior Bride kom vir die dag. Ek praat nou onder korreksie. Ek dink elke persoon kry 'n boek of jy kan 'n boek koop. En Tinus se boek is nou beskikbaar op alle platforms. Jy kan hom op Amazon kry, alles, maar The Book of Revelation Explained, Jesus is Coming, Tinus Coetzee version 4. Dis lekker, né? Ek vir sê 'n pragtige boek wat vir die hele openbaring uitlê van begin tot einde. Tinus fokus op hierdie Warrior Bride, op die judgments. Ja. Hy gaan nou 'n reeks doen, as ek dit nou reg verstaan, November hier by ons kerk, elke woensdag aand, 3 woensdae na mekaar, gaan hy oor die interludes praat. Die pauses, die need to knows wat hy altyd oor praat, né? Dit gaan awesome wees. Is iemand by die deur nou hierso? Is dit Tinus draadjie so is? Nee, Dit sal nou 'n verrassing wees. Maar in elk geval, so regtig, kyk of jy nog Saterdag kan inval. Ek dink is vol. Ek weet nie of ons nog mense gaan boek nie, maar ek het nou die nommers gelos as jy dalk wou bel. Maar as jy ons gemis het hierdie keer, hou ons dop op waar kan ons dop? Hou hierdie podcast dop. YouTube.
YouTube, ja, ons het enetjie in Laingsburg wat opkom nou in November maand, maar dit gaan nie oor die boek van Openbaring wees nie, dit gaan oor Kingdom wees. Ja. Hooplik volgende keer as ons teruggenooi word Laingsburg toe, gaan ons dan nou Openbaring kan doen. Yes. En ons gaan dit ook baie meer plaaslik begin doen, want jy het op van die vorige kampe, jy die sonnaandoggende vir ons gevat, of het jy al 'n Vrydag aand gedoen? Nee, net die Sondag. Die sonnaandoggende gedoen, en so aan, Jonathan het hom al 'n bietjie opgeskryf. Ek het ook in die begin altyd op my vorige bediening was dit my op die Saterdagmiddag gebruik. Jy weet wanneer almal slaap. Jy weet, en die ouens in die begin in die hordes weggebly by my preke. Jy weet, soos Andrew Womack sê, they stayed away by the hordes. Jy weet, by die hordes weggebly as JC preek. Maar hoor hierso, sien, ons moet bietjie humor hê. Ons moet self nie te ernstig opvat. Weet jy wat? Humor is good. Daar's ouens daar buite wat hulle self baie ernstig opneem. God se woord is ernstig. Die lewe is ernstig. As jy nie Jesus ken nie, is dit baie ernstig in die hel toe. Dis 'n baie ernstige saak. Dis jou ewigheid. Daaroor is ons ernstig. Jesus Christus is die enigste weg. Daar's nie ander weg nie. Dis net Jesus. He's the only way to the Father. Hy's die enigste weg na die Vader toe. Daaroor is ons baie ernstig. Maar ek vat myself nie ernstig op. Nee, en hy het ons tog 'n sin van humor gegee. Ek dink nee, weet jy, as ek so nou Paulus bestudeer, ek's nog altyd van die begin af lief vir Paulus. As ek Paulus so bestudeer, en die tawwe goed wat hy deurgaan. Ek het nou weer gelees aan 2 Korintiërs 11. 3 keer skipbreek. 3 keer. En ons lees net van een geval. Hulle neem nou maar dalk die ore toe druk, want jy gaan dit vanaand nou weer hoor, né? Toe hy by Malta uitgespoel het. Milete, Bybel sê Milete, Malta, selfde plek. Ja, dis 'n near-death experience daai hoor. Ja. En die ouens hoorie, 14 dae sonder kos. En net voor hy uit die boot uitspring, sê hoorie, ons maak ons magies vol. Laat ons gaan. Hey, daai is billig geweest hoor. Jo. Hæ? Nou, that's next level. Maar dis wat ons moet wees, Jonathan. Ek sien dit nie. Jesus, ek wil nie, don't judge ever a book by its cover. Jesus, maar van ons is maar bleek, jong. Ja. Hæ? Wonder hoeveel van ons gaan dit oorleef? Hæ? Ja, nee. That Maar ek meen, hier sit ons nou met ons aircon, want ons het nou 'n bietjie warm gekry, né? Ja. Né? Ek het al in plekke in Afrika gepreek, né? Dat ek dit nou net 'n bietjie mooi verduidelik. Hierdie sambok salf. Ek gebruik Johnny Lou se grappe. Ek herken. Hy het patent reg op dit. Maar Johnny Lou sê altyd as hy Engels praat. Voor hy Engels praat, dan smeer hy sambok salf op sy lippe, anders bars sy lippe, want ons Afrikaners se lippe bars. Nee, so dis hoekom ek my sambok salf hier so het as ek dalk met Jonathan Engels moet praat. Maar in elk geval. In Malawi het ek in Tiaan Gildenhuis een keer bedien. En dag 1 breek die generator, ons sou in die aande preek. Ons is 3 dae daar in die bos. Ons het nie ons eie karre, ons het gevlieg soen toe ons in die pastoor, Apostel Sam se kar geklim. En ons het vir ons 'n 2-man tent gegee, eintlik maar 1-man tent is, nie? Met 2 nuwe matrasse, dankie Here. En ons het daar met ons slaapsakkies, en ek vat altyd 'n slaapsak saam, en iemand het my gebless met geld dat ek vir my by Cape Union 'n somerslaapsakkie kan koop en 'n winter enetjie, né? Ek het my somerslaapsakkie daar. Dis so warm dat die sambok salf uit hierdie buisie uitsmeel. Deur die dag Dis fris. lê ek en hy onder die enigste boom soos kraaie, né? Daar's nie bome nie. Dis in Malawi is nou af as jy van Blantyre af gaan terug Zimbabwe se kant toe, noem dit Nyasaland. En dis Oktober gewees. En dan kom maar so warm wind voor die reën kom. Dan verlang jy terug na jou ouma se gebakte eiertjies om Tokkelaan. Ek beloof vir jou, nee. En daar het ek vir die Here gevra, Here, dit sou nou maar lekker wees as ons hierso een van die nuwe Land Cruiser 4x4's kan hê met 'n trailer met 'n rooftop tent en 'n Al die lekker dinge. sê jy vir my nee, dis nie wat hier gebeur nie. Hierso gebeur hierdie nou. Daar het ek gesit vir 3 dae. En onder daai omstandighede het ek myself net gesê, dan lees ek nou, dan moet jy nou 2 Korintiërs 11 lees. Jy kan nie 2 Korintiërs 11 eintlik lees in die gemak, daar by die huis in die aircon nie. 2 Korintiërs 11 lees jy daar in Malawi. En ek sê nou nie vir een oomblik ons moet suffer nie. Ons altyd sê dan gehad, to suffer before it's necessary, to suffer more than it's necessary. Ja. As jy nie nodig is om suffer, nie moet nie suffer nie. Maar as jy nou moet suffer, nee, dan moet jy reg wees. What are you willing to do? Ja, what are you willing to do? En daar, ek al die jare van nou, hoekom moet ek, want ek is geroep, ek weet die eerste woord gekry het vir ons Afrikaner mense.
waar ek soek maar so mooi suiwer Afrikaans praat, né? Vir die Afrikaner mense. Maar so nou moet ons Engels praat. Maar hoekom is ek nou in Afrika? En toe kom ek tot die besef, en dis natuurlik die Here wat die besef vir my gee. Dis vir die Here met rasiste doen. Hy het my Afrika toe gestuur om die rasisme uit my te kry. Want ek was 'n groot vet rasis. Ja, en ek het dinge gesien en dinge ervaar toe ek 'n polisieman was wat 'n mens nie moet sien nie. Wat mense mekaar doen, maar ek kan nie almal judge op wat ek daar gesien het. En ek het 'n haat begin kry. En dis hoekom die Here my nou na Afrika toe gestuur het om daai haat uit my te kry. En ek het van my beste vriende gemaak daar en goeie pastore wat ons gaan elke jaar Zimbabwe toe. Wat ons daar ken en wat ons saam met my minister en nou het ons die aircon in die kantoor en ons vat hom lekker, ons rekord nou hierdie enetjie net om eintlik na die aircon hoor of dit 'n invloed het, maar ek weet nie, is besig om 'n nugget gebore te word. Ja, jy weet, laaste vraag wat ek jou jy weet, as ek die Here wat ek het nou hierdie storie al 'n paar keer gelees. You know the story, it's where David's mighty men moved through the opposition army, the Philistines, to go and collect him water at the well and move back. En die Here, as a man, God makes us brave. The world has turned it into other things, but as He makes us brave, He makes us that we want to defend, what's right and that sort of thing. Enige man wat sy sout werd is. Yes. So die vraag wat hy my dan vra is, what are you willing? Because men, I believe, men aren't generalizing, but men need to be fierce for the Lord, strong. And he asked me, what you're going to be willing to do? Like David's mighty men, he just wanted water from that well, can't remember the name, at Jerusalem at the gate, and his men moved through the opposition army, went and got the water and brought it back. He didn't even drink it. But what are we willing to do as men to, like you say, we don't need to suffer, but how secure are we in Him, and how is our identity in Him? Because the world's broken down the man's identity. Ja, en ek wil ook nou net sê, nee, ek gedink ek moet dit sê. Ek het nou nie in die eerste podcast gesê nie. Ons doen nie hierdie nou omdat Charlie Kirk nou geskiet is nie. Ons wou hierdie al Januarie gedoen het. Maar omdat ons nou ons nuwe kerk, as ek kan sê, besig om nou dit neer te sit, was al baie werk. Veral met wat ons moet aanbied en die content en al daai tipe goed. Dis baie van my tyd gevat. En jou tyd, en Tina se tyd. En die vrouens se tyd. Ons moet nou net erkenning gee aan ons vrouens ook. En ek wil erkenning gee aan almal wat hier by Siloam bedien. Ja. Ons het nou reeds oor 2 weke al ons volunteers. En dis nou almal. Het ons 'n aand wat ons hulle net bless. Ons lekker saam kry. Ons glo in braai hierso, né? Ja. Dis so ons meetings hou, ons braai. Ons gewoonlik ons ouderling meetings baie lekker vetkoeke, moet ek sê. En so. Ja, so ons hou daarvan om te kuier soos Jesus. Ja, fellowship. En toe hy sy laaste meeting gehou het, net voordat hy opgevaar het, toe hy sy disippels langs die see van Galilea kry, was daar nie 'n boardroom meeting met 'n PowerPoint presentation. Hy het vis gebraai. Die Jode braai vis, is nou nie altyd vir my so lekker daar in Israel om die vis te kry vir ontbyt nie, maar uit sy plek. En 'n broodjie, daarvoor kan ek gaan. Ek het nou met jou gepraat, want ek gedog ek sal nou 'n bietjie gewig verloor het vir die podcast, maar was nou op verlof en ek is baie lief vir brood, pizza en so. Maar dis hoe hy sy meeting gehou. Ja. Hy het gevoel, as jy nie saam met iemand kan braai nie, ek wonder of jy saam kan bedien. As ek en Dylan nou nie kan sit en chat en braai en hoe gaan ek die plan van die kerk neersit wat nou 2000 jaar oud is? Dis wat hy gedoen het, né? Met daai meeting. Ja. Hy het die plan van die kerk neergesit vir die volgende 2000 jaar. Hy sê, daar gaan julle. That was an important meeting. Dit was 'n belangrike meeting. Dit was 'n belangrike. Een ouetjie, hy is van Fire and Fragrance, Caleb se naam. Ek het hom een hand oor preek. Is 'n jong ou soos Charlie Kirk, nee, dit was seker toe, hy seker nou Charlie Kirk se ouderdom nou. In sy 20, so lank ou van Amerika af. Jesus ou. Die salwing is daai ou preek, nee. 'n laity. Jesus my kan preek. Jo. En dis hoe Charlie Kirk was. So ons doen nou nie hierdie podcast met Charlie Kirk. Ons wou dit eintlik lank al doen. Maar
ek moet sê, ek het nie baie van Charlie Kirk geweet nie, maar my kinders het. En ek weet nou baie van Charlie Kirk. Almal weet nou van Charlie Kirk. Wat 'n uister, Ja, hè? lots of fruit. Ja, en onverskrokke, en toe hy dood is, was ek so hartseer, want ek nie sy ou geken nie. Ja, ek ook. Toe sit ek daai sêding van Andrew Womack op, met 'n ridder met 'n kruis, wat sê, if you don't stand for anything, you'll fall for everything. Ja. So, omdat Christene nie staan op die woord nie, en die beloftes van die woord nie, val ons vir alles. Ja. Ons val vir ouens wat sê, ja man, dit is nie eintlik nie. Ja. Kry net bietjie guts. Raak net bietjie lief vir die Here. Ek kan 'n voorbeeld noem, nee. Ek was al 'n paar keer in Israel. En daar's nou plekke wat ek nou like om te gaan. Daar's plekke wat nou vir my nie so lekker is. Dit is bietjie boring vir my bra. En hier gaan ons toe nou weer in, dis nou die Holy Grail van die toer, is in die Garden Tomb toe gaan, né? En dis my nice. Ek was al 'n paar keer daar. En ek was nou laas jaar en hierdie jaar. Laas jaar was ons daar. Toe's daar 'n ouetjie wat dit vir ons aanbied. Nou wat, ek praat nou Afrikaans, uit Engels gepraat. Ons weet nou nie eintlik of dit in die plek was nie, en dit hier, hy het dit so boring aangebied, en so, jy weet, die ouens het daar gekom, hulle het nie die ervaring gekry wat ons almal bid hulle moet kry daar. Die jaar, toe ek daar was daar 'n ou van Engeland, van Londen af. Hy het terminale kanker gehad, hy het oorleef, toe sê hy was 'n besigheidsman. Here, ek dedicate my res van my lewe, hierdie 'n corporate besigheidsman, ek dedicate die res van my lewe om vir u te werk. Raak, wat studeer hom? Garden Tomb. Hy werk, maar sy presentation, ek was in trane, en ek was al hoeveel keer daar? Ek was al 4-5 keer daar by die Garden Tomb. Ja. Hierdie ou bied vir my daai Garden Tomb ding aan, het ek sit en huil daar. Ek gaan nou net vir hom sê vir hom, in my gebroke Engels, brother, hierdie was nou mooi, man. Hierdie was nou mooi. Here, ek uit my hart aangeraak. Dis het vir my mooi gewees. En dis hoe ons met die woord moet wees. Ja. Mense kom na ons toe, hoe gaan ek die woord van hom aanbied? So teologies perfek. Ja. Boring. There's got to be passion, man. Hè? Salwing. Jy kan nie salwing koop nie. Salwing koop nie. En weet jy wat? Gaan elke dag op my knie, gaan te min en ek op my knie. Ek sê nou joks, ek sê elke dag. Maar ek gaan te min op my knie om vir die Here dankie te sê, dat hy my gered het. Hy het my kom red. Daar waar ek gedink het ek is sharp, red hy my. En hy gee vir my 'n salwing. Verniet. Ek het nie eens gevra vir dit nie. En ek kon nie praat nie. Nou kan ek nie ophou nie. Ek het gehakkel. My vrou sê mos, nou kan ek nie ophou nie. Ek haal nou in vir al die jare dat ek gehakkel het. Maar ek kon nie vir die, ek moet dit dan net op die lig sê. My Afrikaanse juffrou is nou baie trots wees op my. Juffrou Stoffberg, weet jy of sy my lewe in Middelburg Hoërskool. En sy het vir my gesê, toe ek so gesukkel het met my hakkel, matriek, moet ek na skool mondeling doen, want ek kon nie in die klas praat, en te veel ek kon nie praat nie. En ek staan dan en ek huil, en ek sukkel met hierdie ding. Sy het my, Johan, 'n man moet kan praat. Leer jouself om te praat. En ek kon myself nooit leer praat nie. Die Here se salwing het die juk gebreek. Hy het my mond oopgelot. Al die eer aan die Here. Ja. Ek kan nou nie eens onthou hoeveel het om nie te praat nie. Ek praat net te veel, jy weet, ek praat te veel. Ek het ander ouens ook geleentheid gegee op hierdie podcast om te praat. Maar is dit lekker? Ja, it's om oor die awesome. Here te praat. En 'n passion te hê vir dit. Nou kom ek op 'n Israel toer. Eers, ek kan nie wag om by die Garden so nou daar. Maar ek weet nou nie eintlik of dit hier was nie. En jy weet, eintlik die en daar sê hulle is Golgotha. Hoe boring. Maak die mense. Al glo jy nie dit was die regte site nie. Vertel net met passie oor die Here. Praat met oor die Here. That exactly. En dis wat jy doen, Jonathan. Ek weet jy elke keer awesome doen. Gisterand ook. Was net vir my awesome toe jy daar gebid het en ek like dit altyd om 'n grap te maak. Toe ek het nou eerste geleentheid gekry om te bid en is nogal
was baie mense. Ja. Van vir oor verskillende kerke en ons moet dit in Engels doen, is nou nie vir jou 'n probleem nie, maar ek moet my beste voorlaaier Engels uithaal hierso. My voorlaaier moet gestamp wees, die kruit moet reg wees en ek het net soveel woorde, né. Dan raak ons Engels op. En toe ek klaar is, sê ek sterkte boet. Dus dit sy weer, toe kon ek nou lekker relax. Ja, En maar Mike het vroeg Vrydagoggend my meeting, so ek weet nou nie of dit reg was nie, maar in elk geval, ek spot net. Jy weet, maar is net lekker om net te hoor preek en net te hoor bid gisteraand en jy het gebid waarvan jy weet met passie en jy het dit gegooi en dit was goed en dit is net so lekker hier in Carleton wil hoe die van nie al die gemeentes nie van die gemeentes hande vat. Ons gaan moet julle want ek het gesien wat in Zimbabwe gebeur het. En ek was nog in 'n tradisionele kerk toe wou ek al Zim toe gaan. Ek kon toe nie. Ek het net so trek na die Here toe gehad. Ek wou na Mighty Men toe gaan 2008 toe klap 'n nieuwsteen my net. Toe mis ek Zim en die Mighty Men en ek kry toe infeksie. 10 dae by die dood omgedraai. My vrou sê ek het baie aangesit, maar ek het by die dood omgedraai, né. En net oorleef. Hoor ek oordryf nou. Nee, was baie seer. Ek weet 'n nieuwsteen, ek sê maar mense vra. Dis seer. Maar daarna as ek toe nou Mighty Men toe en al die goed het gebeur. En ek weet nie waar ek wil gepraat het nou nie. Waar het ek nou gepraat? Gisterand bid in die Engels. Ja, die Engels. Maar ek was nou so op 'n rabbit trail nou hierso, nee. Maar dis 'n nugget, hy gaan nou weer uitkom hoor. Hy gaan nou weer uitkom. Maar ek kan nie glo dat ja, wat ek wou sê. Hoe dit gebeur ook, hierdie is die unedited version. Maar glo my vrou is nou nie om my reg te help nie. Weet jy, sy het nou oor dit gepraat. En dat ek vergeet waar ek gepraat het. Maar ons gaan nou weer by die storie kom as ek nou weer na die recording sou luister, wat ek nou nie gaan doen nie. Maar hy gaan uitgesaai word hierdie ene met hierdie of nou met hierdie nie. So al wat ek net sê, is waar jy reg gepraat het. En net passion vir wat jy doen. As jy nie passionate vir dit nie, why do you do it? Ja, nee. Hoekom doen jy dit? Weet jy se passion met jy vir die Here om handelinge, al die ouens in handeling wat hulle gedoen het. Jy maar 'n passie vir die Here om 'n Stefanus te wees. Jo. Nee, ek sal jy sê, daai is next level hoor. En nou ons is almal geroep om so te lewe vol. Ja. Dis oor tyd het dit geraak 'n Sondagoggend ding vir 'n uur en 'n half, maar it's supposed to be like it is in Acts. And he calls us to that. We're all called, it says that in his word. Ja. Ek het dit nou ook gesê. Ons moet daai passie hê en ons moet dit geniet. Ons moet dit geniet. Soos jy sê, ons moet met mekaar kan gesels, ons moet kan lag. Ek dink nie die disippels was heeltyd heavy ernstig met mekaar nie. Nee. Want as jy nou al daai pad loop en ons het nou al 'n paar roadtrips gehad af Kaap toe en Limpopo toe en al die plekke, maar as jy nou al daai plekke toe moet loop soos die disippels, gaan jy nou heeltyd ernstig wees of gaan dit jokes wees en net lekker. Dis fellowship, it's koinonia, it's a lot more than just friendship. And that's what the book talks about. En is real. Is real. Ek wil nou nie. Nou gaan ons saam bedien, Dylan kom saam. Nou sit ek daar in daai voertuig. En niemand kan my praat nie. Wat ek meen. Jy's 'n belangrike ou hierdie. Nee. Jy net reg wees, jy's so Johnno, hoe gaan dit? Jy's Jace, goed en jy man. En op al hierdie plekke die conversation is anyway altyd Jesus en this is what we enjoy talking about. Nou en dan oor 'n movie. Ja. Wat goed is, né? Nee, 100%. But it's ek bedoel ons dis lekker vir my is dit lekker en vir jou is dit lekker om oor Jesus te praat. Ja. En die hele ding van Jesus se storie. Ja. Dis ons storie. Ek en jy is ingenooi op hierdie storie. Romeine 9:10 en 11. Willow Lyf takkietjie ingeënt op hierdie storie. En wat 'n storie. Hoe awesome is dit nie? Ja, nee. Maar ek kan nou vir the life of me nie onthou waar dit ek het gepraat het. Dylan, jy kan my nie self bewys jy luister nie. Julle ouens luister nie as ek praat. Ek sê mos vir dit was in Engels. Oor jou Engels. Dit was in my Engels. Ja, maar ons sal onthou, hierdie gaan nog baie stories kom. Sorry, daai storie is kort geknip, maar ons gaan vir ons nog 'n lekker storie insit hierso. Maar Jonathan is lekker om saam met te kuier. Dis ons eerste 2 podcasts. Ons gaan nou hierdie dalk uitsaai hang dit af hoe die aircon geloop. En ek bid dat die aircon nie te veel lawaai het nie, want dit raak bitter warm hier. So dis nou seisoen. Dis warm nou.
So ons bid dat die aircon nie te veel van invloed het op ons klank nie. Ja, anders is dit shipwreck moments. Maar weet jy ons is nou net op 24 minute, weet ons nog een storie vertel. Kom. Ek? Ja, jy. Jy was nog 'n storie vertel. Ons kan nie eintlik my stories oor tieners vertel nie. Ons is nou baie. Hy moet self kom vertel. Ja, nee, hy sal hulle Imagine as self ons nou moet so lank praat, nee, hoe lank gaan ons praat tieners by? Jo. Hè? Ja, hy gaan hom dan Maar ons sê soos in die toekoms gaan ons meer georganiseerd Ja. wees. Nee, ons is georganiseerd. Hierdie is net intros. Ja nee, ons is baie goeie georganiseerde ouens. Ons gaan ons gaan ouens kry en vrouens, nê, wat in bediening staan met jou hare slot reg staan. Wat dinge doen vir die Here. Ek gaan plaaslik begin. Ja, nee, Enrico en Anja bedien een van die dae hierso. En ek hoop daai tweeetjies van Witbank is bereid om op ons podcast te gesels. Hulle sal wees. Anders te cancel ons hulle. Ek spot sommer net. Nee, maar daai twee te salwe. Ja, daai. Maar as 'n nuwe song wat ek nou uitkom sien ek. Wat is dit? Ja. Nee, kyk, sy kan sing en Enrico ook so bietjie, maar sy kan sing. Né? Enrico, ons is lief vir jou. Julle is eisters. Ja, En nee. ek gaan plaaslik begin hierso in hierdie dorp Carletonville. What a nugget of gold. Met my Engels. A nugget of gold hier op die wat noem jy die goudveld. Ja. Die goudveld. En hier's 'n paar pastore en bedienaars in hierdie dorp, nee, wat ek het gisterand weer gesien. Aan die brand. Aan die brand vir die Here, hoor. Ek kan sommer sien ons gaan baie lekker kuier. Ons het nou reeds 'n lekker pastore ontbytjie oor volgende naweek. Jy gaan dalk een of twee interviews in Engels moet doen, Chase. As jy hulle Yes, gaan but I may call on you to come and help. Maar ek kan net nie onthou waar daai storie gaan nie. Ek het nou gepraat oor die Garden Tomb en toe hardloop ek nou weer met 'n rabbit trail Zimbabwe toe. Ja. En sien dis nou waar ek my storie verloor het. Die plot verloor. Toe ons spoorsny gedoen het, is dat wys jy afspoor toe het ek spoor verloor. So as ek so maak in die toekoms moet jy weet ons het spoor verloor. So ons gaan 'n notebook hierso hê. Dan gaan ek nou sê ons praat net oor die goed. Ons gaan nie oor die ander goed praat nie. Ja. Maar ons is storievertellers. Ja, nee, stories is goed. It's testimonies. You know what testimonies do? It builds up. Ja, ek gepraat oor die hakkel. Ja. Hoor hierso, nee. En toe ek nou op skool was met die hakkel. Juffrou Stoffberg. 'n Man moet kan praat. 'n Man moet kan praat. En toe het ons ek het Lule Moore boeke gelees, nee. Ek sê dit altyd. En Lule Moore is goeie cowboy boeke. Dis nie hierdie wat jy in die kafee gekoop het met die ou wat die meisie vashou met 'n revolver. Hierdie was goeie skoon stories. Brutaal, maar skoon. Die Indiane het nie nonsens gevat Ja, in Lule nee. Moore boeke nie. Maar hy het altyd in sy intro gesê, I'm a storyteller. Ja, tog ek altyd. Ja, ek sal like om stories te kan vertel, maar kan nie, ek hakkel. En hier gee die Here nou geleentheid dat ek kan stories vertel. Stories lees, ware verhale van manne en vroue wat alles opgeoffer het. En dis hoekom Handelinge so belangrik is vir die Nuwe Testamentiese kerk. Ons moet kyk hoe ons begin. Ons moet nie afdwaal van dit af nie. Ja. Dis hoekom ons kerk se fondasie is op Handeling 2 gebaseer. Bekeer jou na God. Neem Jesus Christus aan. Laat jou doop en word gedoop in die Heilige Gees. Nee, Ja. dis wat hulle gepreek het. En Handelinge kan ek dit lees vir ons. Ek gaan dit hier op my telefoon, ek het nou die iPad afgesit. Ek het nie gedink ons gaan nou weer opneem nie. Hoor gou hoe eindig Handelinge is so mooi. Handelinge 28. Ek gaan nie vers 1 lees nie. Handelinge 28 vers 30 en 31. En Paulus het 2 volle jare in sy eie gehuurde huis gebly en almal ontvang wat na hom gekom het, terwyl hy die koninkryk van God gepreek en onderrig gegee het aangaande die Here Jesus Christus. Hoor hierso? Met die volle vrymoedigheid sonder enige verhindering. Luister gou hierso. Ons het die Heilige Gees en terwyl ons die Heilige Gees het, sal ons sonder enige verhindering Amen. hierdie podcast doen. Amen. Hier preek en ons gaan sê die ouens, kolle gooi. Flat out. Nou onthou ek ook nog, ons gaan vir Gary en Tracy ook nooi. Ja. Hulle is pastore met wie ons hande vat, wat hulle eie rehab het. Gary was nou daar gekyk net, of jy gesien het nie? Ja. Hy ouetjie daar by hom wat boks en hierdie ander ou het hom Ek afgerig. het gehoor van dit. Dis Ja. hy op Kwela dink ek. So hulle gaan met ons praat. Hulle was nou saam met Zimbabwe toe die jaar. Ons kan baie stories vertel. Zimbabwe kan vir julle ure se stories vertel. Ons gaan nie vandag nie. Hier is net 'n tester aan hierdie enetjie wat 10 uitgesaai gaan word. Die vorige ene, ek hoop julle het hom gekyk.
Dit gaan oor baie dinge. Kan jy nou op die naam kom? 'n nice intro. 'n nice intro, dink Ja. ek dink ook so. Ja, Lekker saamgesels. ons klaar maak met die. Gaan jy hom bid? Ek gaan bid en dan gaan jy hoor hoe klink die klank en dan gaan ons kyk of ons dit uitsaai. Ja. Vader, dankie, ek loof en ek prys U naam. Dankie wat U in my lewe gedoen het. Dankie wat in Jonathan se lewe gedoen het. Dankie wat U in Dylan se lewe gedoen het. Here, ek vandag 'n bietjie van sy getuienis gehoor. En ons sê vir U dankie dat U ons bymekaar gesit het vandag. Dankie vir die geleentheid om oor U te gesels. Dit maak ons opgewonde en ek bid dat dit mense wat hierna luister of hierna kyk, sal opgewonde maak om die Here te dien, om U te dien. Here, U doen nog steeds die wonderwerke wat U in Handelinge gedoen het, doen U vandag nog. En U het net gewillige hande, gewillige voete en harte wat onderdanig is aan U woord nodig om dit te kan doen. U sê, Heilige Gees is gestuur om vir ons die skrif oop te breek. Johannes 14, hy sal ons alles van die verlede leer. Johannes 15, hy sal ons nou leer. En Johannes 16, Heilige Gees sal ons alles van die toekoms leer. Dankie, Heilige Gees, dat U die sleutel is om die boek van Openbaring op te breek. Ons gee aan U al die eer. U is die trooster wat beloof is in Johannes 14. Ons gee U al die eer. Ons is lief vir U, maar ek weet altyd, U is meer lief vir ons. Vader, dankie, ek eer U naam, dankie vir die geleentheid om in 'n tyd soos die, maak nie saak wat in die wêreld gebeur nie. Vader, dat U ons gebruik in hierdie tyd. Bid dit in die naam van Jesus. Amen. Amen. Ek dink ons het oor Charlie Kirk gepraat. Daai was oor sy podcast. En dis nie hoekom ons hierdie podcast begin het nie, maar Charlie Kirk, Eyster. Sal dalk volgende keer 'n bietjie omgesal. Dankie Dylan. Thanks, bud. Daar's hy. Dankie. So go kneel and weep and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar. By one lion's roar. Either step aside, for every God knows everything will crumble under his blows. You think yourselves weak, pathetic and overrun, and that all you've bled for is coming undone. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar. By one lion's roar. Oh, you go out there and bow to none and cause a stir as if it were the last one. Curse them into hiding. These thieves won't believe the wave we're riding. So go kneel and weep and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar. By one lion's roar. Ero destinato a diventare un grande soldato. Ero destinato a diventare un poeta, un aviatore. Ero destinato a guidare l'uomo per conquistare la città eterna con una spada fiammeggiante. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed. Go kneel and wait and join the herd.